baie belangrike boodskap wat ek vanoggend wil bring. En ek wil eintlik sê, sekerlik die belangrikste boodskap wat ek nog ooit in my lewe gebring het. Al gaan ek dinge sê wat dalk vir u nie nuwe nuus is, maar regtig iets wat die Here op my hart gelê het. En dit sal nie 'n lang preek wees nie. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Dit sal 10-15 minute, want hierdie is 'n inleiding vir wat voorlê, wat ons baie lank nog oor hierdie saak sal praat. 3 dinge wat sal verseker, ek sal wandel op die smal paadjie en sal ingaan in die heerlikheid van die Here by sy wederkoms. Nou die Here Jesus het 'n uitspraak gemaak in Matteus 7 vers 13 en 14. Hy het gesê, gaan in hierdie nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei. En daar's baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat in die lewe lei. En daar is min wat dit vind. So die Here Jesus se uitroep en begeerte na ons is om seker te maak dat ons lewenspad op die regte weg is. Loop ek dalk op die wye pad? Gaan ek dalk uiteindelik in deur die breë poort wat na die verderf lei? En hierdie verderf is niks anders as die ewige hel. Paulus maak ook hierdie uitspraak in 2 Tessalonisense 1 vers 7 tot 10. Hy sê, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam. Ek dink dit is die wederkoms, nee, wanneer hy weer gaan kom. Wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges, en bewonder te word in almal wat glo, in daardie dag wat ons getuienis het julle geloof gevind. So liewe vriende, daar kom 'n dag seer sekerlik, wanneer elkeen van ons rekenskap moet gee van my lewe en van my wandel op hierdie aarde. Het ek myself verbind daaraan, terwyl ek op aarde is om die Here God beter te leer ken, met hom op pad te loop en in gehoorsaamheid aan sy stem en aan sy woord te lewe en te wandel? Want vir die wat op die wye pad wandel, wat deur die breë poort ingaan, wag daar 'n ewige verderf in die poel van vuur en swaal. Maar vir ons, wat die Here dien, en hom vrees, en hom liefhet en bemin met my hele hart, die Bybel sê, en ons sal hy verheerlik word, en ons sal hom bewonder vir wie hy is. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer ons hom sien, gaan ons bewondering in ons gees hê. Maar dan gaan die Here Jesus dan ook verder daai gedeelte wat ons gelees het, Matteus 7 vers 14, hy sê, maar die poort is smal en die pad is smal, wat in die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Een Engelse vertaling sê, the narrow gate and the difficult way. Hy noem hierdie smal pad, a difficult way, leads to eternal life. Want jy sien, dit verg iets van my, om op hierdie pad te stap. Om op die regte pad te stap, beteken daar is 'n commitment van my kant af. 'n verbintenis aan die heerskap van Jesus Christus. 'n verklaring en iets in my gees om hom te dien en te vrees en lief te hê. Uit my hele hart, uit my hele siel, uit my hele krag en uit al my verstand. Waar ek ook duidelik sal sê, U regeer, U heers in my lewe in alle areas en opsigte en fasette en aspekte van my lewe. En waar ek vir hom sal sê, soos hy vanoggend vir my gesê het in die droom, absoluut oorgegee en gehoorsaam aan sy stem. En hierdie weg lei na die ewige lewe. En dis oor hierdie weg waaroor ek wil praat. Nou so in die middel van Desember verlede jaar, het die Here 3 baie belangrike dinge of sake in my gees gedeponeer. En ek weet nie presies wat ek dit moet noem,
dalk moet ek sê doelwitte, of mikpunte, of visies, of fokuspunte, of waarhede. Maar hoe dit ook al sê, dit is geweldige belangrike sake, wat in elkeen van ons lewens moet manifesteer, en deurbreek. En al drie hierdie dinge is bevestigings vanuit die woord van die Here. En ek wil ook vanoggend dit sê, ek dink nie hierdie waarhede is net vir die jaar 2026 nie, maar ek dink dit is vir my hele lewe, tot aan die einde, wanneer Jesus sal kom op die wolke, om ons te kom haal, wanneer ek verhuis dalk deur die dood, na my ewige tuiste in die hemel. Verder wil ek ook sê, dat hierdie waarhede gaan ook bepaal eendag, of ek hierdie wonderlike woorde gaan hoor in die mond van die Here Jesus, kom in die heerlikheid van my Vader. En ek glo dat hierdie drie beginsels, waar ons sal in leef en wandel, sal ons plaas op die smal paadjie, om te wandel in hierdie smal weg, en om deur die noupoort in te gaan, na die ewige lewe. Nou ek wil oor elkeen van hierdie sake praat in verskeie boodskappe, soos wat die jaar aangaan, sodat dit diep in ons harte ingeplant kan word, en ons met volle oorgawe en gehoorsaamheid daarin kan leef, en daarin kan wandel. Maar net so kortliks gou, wat is hierdie drie fokuspunte oor die drie sake? Goed, nommer 1, wat die Here in my hart gesit het, my diensbaarheid en my beskikbaarheid vir die Here God in sy koninkryk en in sy gemeente. Nommer 2, my innige en intieme verhouding en diepe wandel met die Heilige Gees. 'n daaglikse verdieping van my bewuswording en die koestering van sy teenwoordigheid in my en op my elke uur van elke dag. En nommer 3, my daaglikse toetrede tot die binnenkamers van die Here God, my inwoning is die skuilplek in die verborgde plek van die Here God. Nou ek gaan vanoggend net so vinnig oor die al drie bespreek, maar vir die volgende paar Sondae wat voorlê, as die Here wil in ons lewe, sal ek elkeen van hulle in diepte bespreek. So goed, kom ons kyk gou na dit. Nommer 1, my diensbaarheid en my beskikbaarheid vir die Here God in sy koninkryk en in sy gemeente. Dis die hart en die begeerte van die Here God, dat sy mense goeie en getroue diensknegte sal wees, wat sy woord uitleef. En die een ding wat die Here Jesus graag sal wil sê, wanneer ek en jy voor hom verskyn, is mooi so goeie en getroue diensknegt. Gaan in die heerlikheid van my Vader. En ek glo dat dit is ook die woorde wat elkeen van ons graag sal wil hoor, wanneer ons voor hom te staan kom. Maar daar is net een skrif wat ek vanoggend wil uitlig, rondom hierdie punt. Die Here Jesus skryf, in die boek van Openbaring skryf hy 7 briewe aan 7 gemeentes. Nou sê die skrifverklaarders dat hierdie 7 briewe stel 7 tydperke in die kerkgeskiedenis voor. En die laaste brief, die brief aan die Laodisense, stel die eindtydkerk voor. Nou die Here Jesus noem hierdie kerk 'n lou kerk. Ek dink as ons vandag na die kerk van die Here in die algeheel kan kyk, reg oor die wêreld, kan ons sê die kerk het lou geword. Ons is deel van hierdie Laodisense tydperk. Nou sê die Here Jesus aan Openbaring 3 vers 15 en 16, ek ken jou werke dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou wat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Nou die mense van Laodisense, van Laodicea, het hierdie beeldspraak van die Here Jesus baie duidelik verstaan. Want baie mense dink, wanneer hulle hoor van koud wees, dan dink hulle aan mense wat verlore is, sonder Christus. En wanneer hulle hoor van warm wees, beteken dit aan die brand vir Jesus. Maar dis nie wat dit beteken nie, dis nie die beeldspraak wat Jesus gebruik nie. Want die stad Laodicea het geen goeie waterbronne gehad. Dit is 'n stad wat sonder water was. Ongeveer 12 kilometer aan een kant van die buite die stad was daar 'n warm waterbron,
wat warm en genesende water gehad het. En ongeveer 14 kilometer aan die ander kant van die stad was daar weer 'n koue waterbron, wat heerlike verfrissende koue water gehad het. So die mense van Laodicea het toe besluit, hulle gaan kanale aanlê van hierdie twee bronne, water vir die stad. Maar daar's 'n probleem gewees in wat hulle gedoen het, want toe die warm water uiteindelik van die warmwaterbron in die stad aankom, was dit lou gewees. Dit het koud geword op die pad. En toe die water van die koue waterbron die stad bereik, was dit ook lou gewees, want dit het warm geword, terwyl dit in die kanale gevloei het. En daar was ook baie minerale in die water gewees. Minerale soos kalk en swaal. En dit het met die vloei van die water so die baie kilometers begin neersak na die onderkant van die kanaal. Toe die water 'n kruitagtige bitter smaak gehad. Dat is glad nie lekker nie. Toe die nou water die stad bereik, was dit onbruikbaar. Hulle kon dit nie gebruik nie, was onaangenaam, afstootlik om te drink. En dit het 'n vrot eie reuk gehad. Kan jy dit dink aan sulke water, nie? Vandag nog het hulle deur opgrawings daar die minerale neerslaan in die kanale gesien, van hierdie kalk en swaal en ander. En al wat hierdie water kon doen, was om die maag te prikkel, wat dan naarheid en braking voortgebring het. Dit kon slegs gebruik word as 'n braakmiddel. As jy nou regtig wil, dan drink jy van daai water. So die Here Jesus sê vir hulle verstaan nie wat julle lou is, onbruikbaar vir my en my koninkryk, sal ek julle uit my mond spuug. Nou daai Griekse woord spuug beteken om uit te braak. So die Here Jesus sê, julle maak my naar, omdat julle nie bruikbaar is vir my koninkryk nie, en daarom sal ek julle uit my mond uitbraak. Was julle maar koud, of was julle maar warm? Want koue water is verfrissend. Koue water les die mense dors en is bruikbaar vir dinge. En warm water was baie aangenaam, jy kon jou daarin was, jy kan het gebruik om dinge skoon te maak en nog baie ander gebruike. En die warm waterbron het ook nog geneesende krag en effekte gehad. So sê die Here, toe as julle maar vir my en my koninkryk bruikbaar en diensbaar kon wees. Maar nou is julle nutteloos, van geen waarde nie. En al wat julle doen is, julle maak my naar. So liewe vriende, die Here begeer, dat sy mense diensbaar en bruikbaar sal wees in sy koninkryk en in sy gemeente. En ek sal later in meer detail op 'n later stadium nog meer oor hierdie dinge praat. Goed, nommer 2. My innige en intieme verhouding en wandel met die Heilige Gees, 'n daaglikse verdieping van my bewuswording en die koestering van sy teenwoordigheid in my en op my elke uur van elke dag. Nou ons ken hierdie gedeelte van Paulus, waarin Efesiërs 5 vers 17 en 18 sê, daarom moet julle onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, dit is nie die wil van die Here nie. Die wil van die Here is, daar is losbandigheid, maar die wil van die Here is, word met die Gees vervul. Dit is die begeerte, die passie van die Here God, dat ons vol sal wees van die Heilige Gees. Dat ons in 'n intieme en innig verhouding met die Heilige Gees sal leef en sal wandel elke dag en elke uur. Dat daar 'n daaglikse verdieping in my verhouding en my wandel met die Heilige Gees sal wees. Dat ek dag en nag bewuslik sal wees van die Heilige Gees wat in my is en die Heilige Gees wat op my is. Die Engels praat van the Spirit within me and the Spirit upon me. Nou daar is 'n verskil tussen die Gees in my en die Gees oor my of die Gees op my. Alle wedergebore mense het die Heilige Gees in my, the Spirit within me. Maar nie almal het die Heilige Gees oor my of op my, the Spirit upon me. En daaroor sal ek ook op 'n later stadium weer met u praat, as u dalk nou wonder wat dit beteken. Goed, nommer 3. My daaglikse toetrede tot die binnenkamers van die Here God, my inwoning in sy skuilplek, in die verborgde plek van die Here God. Nou die Bybel sê in Jesaja 45 vers 1, waarlik u is 'n God wat u verborge hou, die God van Israel, die Heiland. Die Passion Translation sê,
truly our God of Israel, the Savior, you are a God who hides himself. En die nuwe lewende vertaling sê, waarlik, U is 'n God wat homself verberg. So die Here God is 'n God wat homself verborg hou, wat homself wegsteek, wat homself verberg. Hy het 'n skuilplek. Maar hy kruip nie weg daarin om nooit ontdek te word of gekry te word of gevind te word nie. Hy is dis juis sy hart dat ons hom moet vind. Dat ons sal toetree tot hierdie skuilplek, tot hierdie verborgde plek. Die Here God homself verborge, nie omdat hy onbereikbaar wil wees nie, maar omdat hy in die geloof en in eerbied gesoek moet word deur ons. Dis 'n plek wat die wêreld nie ken nie. 'n plek waar die wêreld God nie kan sien of ervaar nie. Maar dis daar waar God se kinders hom kan sien en ervaar. Dis nie 'n fisiese plek nie. Dis 'n verborgde plek in die gees. 'n geheime binnekamer van gemeenskap en samesyn met die Here God en met sy kinders. Die Here God homself verborge vir die oë van die wêreld, maar hy openbaar homself aan die wat hom soek met opregtheid en met 'n verdeelde hart. Sit nie wonderlik nie. God wil hê jy moet hom ontdek. Hy wil hê jy moet hom leer ken. Nou ons gaan ook later meer intensief na hierdie binnekamers en die verborgde plek van die Here God kyk. Hierdie was net so vinnig 'n lusmakertjie. Goed, om alles saam te vat. Ons moet onsself daagliks verbinde. Dit moet in jou gees 'n gedetermineerde wees. Nommer 1, ek moet 'n bedienaar word van die verborgde dinge van die Here God. Bruikbaar vir sy koninkryk. Nommer 2, ek het die inspraak en bewuslike teenwoordigheid van die Gees nodig. Heilige Gees wat oor my kom, om waarlik 'n bruikbare diensknegt van die Here te wees. Daarom moet ek elke dag bou op my verhouding en my wandel met die Heilige Gees. En nommer 3, ek moet die binnenkamers van Koning Jesus daagliks betree. Sodat hy met my samesyn in gemeenskap en aan die verborgenhede van sy hart aan my bekend kan maak. Die dieptes van sy hart, die dieptes en die kosbaarheid van sy woord aan my bekend kan maak. Sodat ek as 'n getroue en bruikbare diensknegt die verborgenhede van sy hart en van sy woord kan uitleef, dan kan wandel en kan openbaar in elke area en opsig en facet en aspek van my lewe. Amen. Amen. 18 minute het ek vanoggend met u gepraat. Kom ons bid saam. Here ons God, ewige Vader wat in die hemel is. Buig onsself voor U neer, o Heer, in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Ons dankie dat U die hart aan ons bekend maak, U gedagtes in ons midde bring. Dat U ons wil lei en leer en onderrig in alles. Sodat ons waarlik bruikbare diensknegte kan wees, die dienaars van die verborgenhede van God. Dat ons die Heilige Gees sal beleef wat oor ons kom, the Spirit upon us. Sodat ons waarlik die woord kan uitleef, die getuienis kan bring in 'n verlore wêreld, en die krag van die Heilige Gees te beweeg. En dat ons in die binnekamers kan ingaan, daai verborgde plek van God. Dat U dit vir ons oopmaak, om daarin te beweeg, in die allerheiligste. En daar U woord te hoor, U hart te hoor, U hartklop te beleef. Ons loof U daarvoor, Here, ek bid dit vir elkeen wat in hierdie gemeente is. Vir elkeen wat vanoggend hier sit. Vir elkeen, Here, wat vanoggend nie kan wees meer van ander rede, wat ons almal saam in 'n eenheid so inbeweeg in hierdie dinge. Sodat ons op die smal paadjie kan loop, die nou poort kan ingaan, en die ewige lewe deel kan wees van ons lewe. Ons loof U daarvoor en ons prys. Mag die Here U ryklik seën deur sy genade in Jesus naam.
Amen. Amen.